Welkom by jou weeklikse sielsgedagte. Ek hoop dat die boodskap jou sal inspireer en dat jy diep bewus sal word van God se werking in jou lewe. Geniet die boodskap. Wat sit jy op jou hart se skaal? Wat weeg vir jou swaar? Nee, kom ek vra die vraag, wie weeg vir jou swaar? Glenn Adsett, 'n Amerikaanse sendeling wat vir baie jare lank in China gewerk het, vertel die storie uit eie ervaring. Dit was baie moeilik om 'n sendeling in 'n kommunistiese land te wees en hy was maar gedurig in die moeilikheid by die owerhede. Hy en sy mense was vir 'n tyd lank ook in huisarrest. Maar eendag kom die soldaat wat moes toesien dat hulle nooit die huis verlaat nie na Glenn toe met die nuus. Maak klaar, julle word Amerika toe gedeporteer. Die Adsett egpaar was uit hulle nate van vreugde. Toe kom die soldaat met 'n voorskrif wat hulle nie verwag het nie. Hy sê, hulle mag net 100 kilogram saam met hulle neem op die vliegtuig. Sjoe, dit was moeilik vir die egpaar. Hulle was vir baie jare in China en om net 100 kilogram so goed saam te neem, wat neem jy en wat los jy? Jy kan dink hoe die familieargumente begin het. Wat van my boeke? Nee, maar wat van 'n eetstel? Nee man, ons moet regtig eerder my series vat. Die geweeg het begin. Hulle dan dit en dan dat op die weegskaal geplaas, tot hulle uiteindelik presies 100 kilogram se besittings gehad het. Omgekrap oor wat hulle alles moes los, het hulle toe vir die soldaat gesê dat hulle gereed is om te gaan. Dis toe wat die soldaat vra, het julle alles geweeg? Ja, kom die vinnige antwoord. En toe sê hy, nou wat weeg julle kinders dan? Het julle hulle ingereken by die toegelate 100 kilogram? Wat weeg die kinders? Binne 'n oogwink het die relatiewe waarde van boeke en rekenaars en sentimentele besittings, alle stoffelike dinge vir hulle geen waarde gehad nie. Dit laat 'n mens dink aan die woorde van Prediker 5 vers 14, soos hy, dis nou ek en jy, sonder enige besittings gebore is, so gaan hy dan ook sonder enige besittings dood. Ons vergeet soms hiervan. In Matteus 16 vers 26 sê Jesus, wat help dit as jy die hele wêreld aan jou voete het, maar jy kry nie plek in God se nuwe wêreld nie? Kan enigiets op aarde ooit daarteen gemeet word? Kom ek en jy dink vandag, wat is vir ons regtig belangrik? Wie is die mens wat vir ons belangrik is? En dan gee ons aandag daaraan. Kom ons bid. Vader, soms as dinge vir my te veel raak en ek oorweldig voel oor al die moet doen dinge, moet ek net weer tot stilstand kom en vir myself vra, wat is regtig belangrik? Help my Here om altyd te weet, wat is die dinge wat die swaarste in my lewe behoort te weeg, en help my dan om daaraan aandag te gee. Amen.